Welkom terug, jy kuier en kyk nog lekker kuier dinge hier saam met ons by Goeiemôre, Good Morning. Ja, maar ons wil nie net kyk nie, ons wil kuier ook. Veral vroeg op 'n maandagooggend met 'n heerlike vars reentjie wat geval het. So daarmee saam met ons nog baie om na uit te sien in vandag se program. Ons kyk later na die nuutste tendense vir Kersdekor en Snotkop kom deel 'n baie lekker nuwe liedjie vir ons. Maar eers is dit oor na jou, Els. Baie dankie Pieter, ons kuier te heerlik. Goed, ek wil jou net gerusstel dat ek nie iemand probeer uitsonder nie, Ja? maar boelies in die werksplek, het jy al ooit met een te doen gekry? Ja, ek dink nogal so. Kyk, ek het ook ons maar 'n bietjie in die korporatiewe wêreld gewerk op 'n stadium en daar kan 'n ou dalk was 'n ou maar net 'n bietjie nog nuut en vars in die werksplek, laat 'n ou gedink as jy's geboelie. Maar ja, as ek dit nou nie self beleef het nie, het ek ook al daarom gehoor daarvan. Ja, Jy? ek het al definitief met Deurgeloop boelies of gehoor? deurgeloop. Aha. Ja. So ek kan nie wag om te hoor wat jy gaan vertel nie. Ja, hoor hierdie interessante storie. Baie Suid-Afrikaanse werknemers is in die verlede aangeraai om harder te wees wanneer hulle met boelies in die werksplek te doen kry. Ja, dit het egter verander met die sogenaamde Code of Good Practice wat boelies nou as mishandeling en onregverdige diskriminasie erken. Boelies kan verbaal, passief-aggressief of selfs digitaal voorkom en skep 'n vyhandige werksomgewing wat jou waardigheid ondermyn. Nou volgens die arbeidsprokureur Aslam Mula is dit belangrik om voorvalle deeglik te dokumenteer, 'n formele klagte by 'n werkgewer in te dien en indien nodig die saak by die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie aan te meld. Werkgewers is wettiglik verplig om klagtes te ondersoek en mishandeling te pak. As hulle dit ignoreer, kan hulle aanspreeklik wees. Mula beklemtoon dat misbruik nie deel van jou werksbeskrywing is nie en dat Suid-Afrikaanse wet jou reg op waardigheid beskerm. Om jou regte af te dwing, moet jy sistematies optree, bewyse versamel en interne prosedures volg. So ek dink om alles dalk net op te som en in 'n neutedop dalk net te probeer sê wat ons nou hier gekommunikeer het. Jy moet maar rekord, alles moet maar op rekord wees. En dit was nogal 'n les wat ek moes leer. Ja, laat jy nie, want na die tyd was dit hoor sê. Ja. Jy weet, daar was nie regtig bewyse nie. Ja. So die oomblik wat jy nou voel, jy word deur een van hierdie goeters, of jy gaan deur een van dit met een van jou kollegas of 'n paar van jou kollegas, dan sê hulle moet jy dit nou dokumenteer of Ja. moet jy nou met 'n videoetjie rondloop of op 'n of ander manier moet jy seker maar net 'n bewys daarvan kan gee. Weet jy, en dis nou die ding, ek het groot geword in 'n huis van privaat speurders, jy weet. So daar's gedankie tog vir tegnologie. Want ek dink dit is belangrik om soms gesprekke en so aan ook op te neem, sodat 'n mens dit maar net het, net vir ingeval, jy weet. En ek wonder partykeer ook, dink jy mense in die werksplek is jaloers en dis hoekom hulle dan maar as boelies uitdraai? Ek dink dit kan daarmee te doen hê. Ek dink ook nie dit het jy weet 'n mens kan seker ook sê dit in sommige gevalle verskil dit maar van mens tot mens ook na aanleiding van persoonlikheidstipes, maar ek dink dit is 'n verskoning om iemand te misbruik of sleg te hanteer nie. Ja. Hoe sou jy reken? Ek meen daar's so baie goeders wat kan deurgaan as boelie in die werksplek. Ons weet nou al, ons het baie keer gesels oor boelie by skole en hoe die kinders afgetakel word ook op die sosiale media of by die skool en daai tipe van ding. Dink jy dis maar more or less dieselfde ook in die werksplek? Dat mense op groepies iemand sal boelie in 'n werksomgewing, of dink jy dit gaan maar iemand 'n bietjie hoër op is in die hiërargie wat die jonger personeellede boelie? Ek dink weer eens dit is nogal 'n moeilike vraag dink ek om te beantwoord, want ek dink weer eens verskil dit van geval tot geval. En persoon tot persoon. Ja, maar ek dink wel in daai opsig maak tegnologie dit nou weer makliker, jy weet, boodskappe wat gestuur word dalk of 'n e-pos of so wat dalk nou nie op 'n goeie manier gekommunikeer word nie. Ek dink nie mens kan werklik sê dat die een erger is as die ander een nie, want ek dink 'n mens beleef albei as ewe erg, maar dit moet sleg wees om deur so iets te gaan en jy moet elke dag na daai plek toe gaan om jou brood en botter te verdien, Ja. jy weet. Want ek dink so iets het ook, wanneer mens kyk na die langtermyn, het dit ook 'n impak op jou geestesgesondheid, jy weet. En ek dink personeelbestuurders moet nogal baie konsekwent wees Ja. in werksomgewings. En kan jy nou imagine 'n personeelbestuurder is die boelie? Hoe erg is dit dan? Ja. En dit gebeur soms, mense wat in bestuursposisies is.
Ek dink dit is waarom iets soos 'n menslike hulpbronne afdeling of persoon is baie belangrik. Ek dink daai rol is baie belangrik en ek weet ook al dat daar sommige maatskappye is wat nie noodwendig eers so iemand daar het nie. Wat baie sleg is, want wat doen jy dan? Dis baie interessant en ek dink ons kan nogal 'n paar lekker gesprekke rondom hierdie ene inkry van kykers wat ook jy weet voorbeelde daarvan het, self al deurgeloop het en vir ons kan vertel, jy weet hoe hulle dit hanteer het en hoe hulle uiteindelik hopelik daardeur gekom het sonder te veel van die nagevolge, jy weet dat hulle werk sou verloor of so iets. Want dis ook weer die ander ding altyd dink ek. Jy kom klaar dan dink jy jy's 'n klaarkous en dan voel dit vir jou die boelie raak net al hoe erger. En ek dink mense weet nie noodwendig wat staan hulle te doen in so 'n situasie nie. So dit is dalk ook miskien 'n idee om dalk 'n regspersoon hier in te kry. Waarvan Nog ons ons te baie het, op verduidelik. wie se knoppies ons kan druk oor Ja. dit. Ja, en presies vir ons byvoorbeeld uit die ek ken nou maar as die CCMA, jy weet uit hulle oogpunt uit te kan sê wat is jou regte en goeders. Want ek dink baie mense weet ook nie daarvan nie of hulle is maar net heeltemal te bang om na iemand anders toe te gaan en aan die deur te klop en te sê luister, ek voel ek is onregverdig behandel of ek was geboelie in die werksomgewing. Ten minste weet ons dat ou Pieter hier langs my. Hy is nie 'n boelie nie. Ag, Ek dink nie hy sal ooit Ek sê ou vredemaker Elsa, ek sê ou vredemaker. Maar nou ja, ons woord vir die dag is Bullebak, wat nie ek of Elsa is nie. Natuurlik 'n baie nikkerige, baasspelerige persoon, het ons iemand van hulle in ons midde glad nie. Maar nou ja, as jy nie 'n Bullebak wil wees vandag nie, dan kuier jy vir die res van die dag saam met ons, bly net hier ingeskakel. Ons kuier net hierna weer verder.